Goeiedag en baie welkom by die eerste videoles in 'n splinternuwe hoofstuk genaamd Finansiële Wiskunde. In hierdie video gaan ons kyk na enkelvoudige en saamgestelde rente en dan spesifiek iets nuuts vir hierdie jaar met verskillende samestellingsperiodes. In finansies het ons twee basiese formules: enkelvoudige rente en saamgestelde rente. Wanneer enkelvoudige rente gebruik word, word rente bereken as 'n persentasie van die oorspronklike bedrag belê of geleen. Die formule wat daarvoor gebruik word is A is gelyk aan P hakkie 1 plus I gemaal met 'n N, dit alles in die hakkie. Wanneer saamgestelde rente gebruik word, word rente na elke tydperk bygetel en die rente van die volgende tydperk word bereken as 'n persentasie van die nuwe totaal en hierdie nuwe totaal sluit die rente in wat reeds bygetel is. Die volgende formule word vir hierdie tipe rente gebruik. A is gelyk aan P en dan in hakkies 1 plus I en die hele hakkie tot die mag N. Nou in hierdie formule staan A vir jou finale of jou opgehoopte toekomstige, jou eind of jou aangegroeide bedrag. So dit is alles sinonieme waarmee jy bekend moet wees. P is jou oorspronklike, jou begin, jou aanvangs of jou huidige bedrag en jy gaan van nou af sien dit word baie keer ook verwys na as die hoofsom. I is jou rentekoers wat geskryf is as 'n desimaal. So gewoonlik is jou rentekoers 'n R wat 'n persentasie is en om dit dan na 'n I te kry, vat jy jou persentasie R gedeel deur 100. N is jou aantal tydperke. Beide hierdie twee finansiële formules kan ook grafies voorgestel word. Vir die enkelvoudige rente sal ons sien dat wanneer die grafiek van die finale bedrag A ten opsigte van die aantal tydperke wat verby is N geskets word, is die grafiek vir enkelvoudige rente 'n reguitlyn en vir saamgestelde rente 'n eksponensiële kurwe. In beide gevalle is die y-afsnit, oftewel dan eintlik die a-afsnit, jou oorspronklike bedrag P. Van jaar af moet ons ook mooi let op die samestellingsperiodes en julle gaan sien in meeste handboeke word dit verwys na 'n klein letter M. Tot dusver was rente altyd jaarliks bereken. Maar rente kan ook soos volg bereken word. Halfjaarliks, met ander woorde 2 keer per jaar of elke 6 maande. Kwartaalliks, 4 keer per jaar, elke 3 maande. Maandeliks, 12 keer per jaar, elke maand. Weekliks, 52 keer per jaar, met ander woorde elke week. Of daagliks, 365 keer per jaar. So hier moet jy mooi oplet, ons ignoreer altyd die gebruik van skrikkeljare. So hierdie samestellingsperiodes word gewoonlik by saamgestelde rente toegepas. So jy kan jou formule as volg gaan verander. So ons I wat in die hakkie is, gaan deel jy met wat ook al jou M is en jou tydperke N gaan maal ons met die N. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. In hierdie eerste voorbeeld sien ons dat David R50.000 belê teen 8% per jaar saamgestelde rente. Hoeveel geld sal hy oor 5 jaar hê indien rente soos volg saamgestel is? Eerstens jaarliks, tweedens gaan ons kyk na kwartaalliks en derdens na maandeliks. So vir jaarliks, onthou dis nou saamgestelde rente, so jy kan dadelik begin met jou stap van substitusie, so dis die R50.000 is ons P, 1 plus en die 8% gedeel deur 100 gee vir ons 0,08, dit alles tot die mag 5. Sleutel dit net so in jou sakrekenaar in en skryf die antwoord, onthou om 'n rand vooraan neer te skryf en onthou in finansies, rand en sent is altyd tot 2 desimale plekke, so hier moet jy selfs 0,00 skryf indien daar glad nie sente by betrokke is nie. Vir kwartaalliks gaan ons na die formule aanpas, soos het ons in die vorige gedeelte gesien het. So ons persentasie, daai 0,08, deel ons dan met 4, want ons 4 kwartale in 1 jaar, en daar is 5 maal 4
kwartale in wat ons gaan kry, met ander woorde, daar's 20 kwartale in die 5 jaar. Weereens, sleutel dit net so in jou sakrekenaar en dan kry jy die bedrag. Jy gaan sien, die oomblik wat ons kwartaalliks 'n samestelling gewerk het, is ons eindbedrag wat ons hier kry, en as ons dit vergelyk met jaarliks, is klein bietjie hoër. Kom ons kyk wat gebeur met maandeliks. So dieselfde formule, so hierdie keer gaan deel jy met 12 en jy maal die 5 met 12, en selfs hier sien ons dat ons finale bedrag weer eens bietjie hoër is as die kwartaallikse bedrag. Vir die volgende voorbeeld sien ons het Lisbeth 10 jaar gelede 'n bedrag geld teen 6,3% per jaar halfjaarliks saamgestel belê. Haar geld is nou R37.189,01 werd. Nou is die vraag, hoeveel het sy oorspronklik belê? Met ander woorde, jy moet die P-waarde gaan uitwerk. So eerstens, vervang hom presies so in jou formule in jou normale formule, en dan gebruik ons nou algebra om vir P te bereken. So dit beteken nou, ons gaan die R37.189,01 moet gaan deel met die hakkie. Nou volgens eksponentwette kan ons dit ook gaan skryf as die hakkie tot die mag 'n negatiewe eksponent. So dit kan jy dan nou alles in jou sakrekenaar insleutel en dan sien ons die oorspronklike bedrag wat sy belê het is dus R20.000. Vir die laaste voorbeeld sien ons dat Tulani leen R2.000 met die ooreenkoms dat hy oor presies 2 jaar van nou af R3.000 sal terugbetaal. Die vraag word gevra dat ons die rentekoers moet bereken wat per jaar gehef word, maandeliks saamgestel. So weer eens, vervang alles in jou formule in en let nou op, ons wil hierso nou die I gaan bereken. So, ons sien eerstens dat ons gaan deel met die 2000, so die P-waarde gaan ons deel, en dan hierdie hele hakkie gaan wees tot die mag 24. So as jy nou hierso dink aan die inverse bewerking, dan gaan dit die 24ste wortel wees van daardie 3000 gedeel deur 2000. So hierdie 24ste wortel kan ons dan nou gaan vereenvoudig na 3 op 2 toe, en dan trek ons daai plus 1 gaan trek ons af, en ons kry die min 1, en deel 12 moet ons dan daai hele bewerking wat ons gekry het in 'n hakkie gaan sit en gaan maal met 12. So dit kan jy dan nou net so in jou sakrekenaar weer gaan insleutel, want groot geheim, onthou, jou finale antwoord is waar afronding moet plaasvind. So jy is welkom om vooraf 'n paar goed uit te werk en solank neer te skryf, maar hou jou oorspronklike die lang antwoord op jou sakrekenaar. So ons kry dat I is 0,2045. Maar onthou nou, hulle het gevra bereken die rentekoers, so hulle wil hê ons moet dit vir as 'n persentasie gaan skryf. So let daarop dat ons daarom I altyd gaan afrond tot 4 desimale plekke, sodat wanneer ons dan R as 'n persentasie gaan skryf, met ander woorde ons met die I maal met 100, dan is ons persentasie tot 2 desimale plekke. Kyk gerus na die voorbeelde in jou handboek en dan spring jy weg met die huiswerk. Lekker werk!